Ek het twee groot vrae wat ek vanmôre vir jou wil vra. Dis nogal belangrike vrae. En ek wonder of jy bereid sou wees om 'n bietjie oor hom te dink en hom in jou hart te antwoord. Hier is die eerste vraag. Vertrou jy regtig die Here? Vertrou jy hom? Vertrou jy hom dat hy sal doen wat hy gesê het? So interessant hoe ons vanmôre, dankie vir die mooi manier wat ons begelei was deur die aanbiddingsspan. Dit was so great, hè? Het 'n waardering vir hulle. Kom ons gee vir hulle 'n lekker aan klap. Die transformasie wat ek hier beleef, Karel. Hats off. Dis ongelooflik. Dankie vir hoe jy 'n worship team saambring. Ek weet jy sê dis al die ouens, maar jy is die ou wat hulle saambring. Ons so waardering daarvoor. So vertrou jy regtig dat die Here sal doen wat hy gesê het? Tweede vraag. Kan die Here jou vertrou? Kan die Here jou regtig vertrou dat jy sal doen wat hy gevra het? Jy sien, vanmôre is ons nie besig met 'n godsdienstige aktiwiteit nie. Ons is nie besig godsdienst te beoefen nie. Vanmôre as ons hier by mekaar kom, is ons om een rede hier. Jesus Christus het sy lewe vir my en vir jou gegee. Ons het dit vanmôre gevier met die nagmaal, met die uitdrukking van die nagmaal, om te sê, sy lewe, hy het dit vir my gegee, vir jou gegee, sodat ek en jy in 'n verhouding kan staan met hom. Nie dat ons 'n nuwe godsdienst kan aanneem nie, dat ons verhouding kan hê. So mate, so intiem, dat hy nou in my leef, en ek in hom, en ek hoor sy stem, en ons het hierdie verhouding. Dis die definisie van Christendom, gaan oor verhouding. En die kwaliteit van verhouding word bepaal deur vertroue. Dis die essensie van Christendom. Dis daai vertroue gedagte. So daarmee wil ek dan vra, so vertrou jy regtig die Here en kan die Here jou vertrou om te doen wat hy vir jou vra? Nou ek besef daar's 'n klompie goed wat die Here vir ons kan vra. Maar vanmôre wil ek dit opsom binne in hierdie een woord: rentmeesterskap. Dat kan die Here jou vertrou met alles wat hy vir jou gegee het. Elke liewe ding. Want alles wat jy het, is en was en sal nooit joune wees nie. Ek het nog nooit ouens begrawe met 'n venter trailer nie. Dis geleen vir jou. Vir 'n seisoen. Dit laat my nou dink aan die dokter en die predikant en die prokureur. Kan ek nie my eie seun se beroep onthou nie. Die oomie is dood en die oomie het baie syne gelewe. En hy was geldgierig gewees. En toe hy die dag sterf, toe trek hy ook al sy geld en maak alles, sit dit om in kontant en al die geld lê so op die bed en hy vryf dit so. En hy kry die dokter en die dominee en die prokureur by mekaar en hy sê vir hulle, manne, ek het 3 betroubare manne in ons dorp by mekaar gebring. Ek weet tussen julle 3 gaan my wens vervul word. Sal julle asseblief seker maak die dag as ek begrawe word al my geld saam met my begrawe. Nou word die oom begrawe en terwyl die kus so sak, toe kan die arme dominee nie meer nie. Sê, broers, moet nou maar erken. Jy weet, ons orgel is gebreek. Gedink as ek so 'n paar randjies gebruik, net om die orgel reg te maak. Ek het die res ingesit, maar ek het geld gevat vir die orgel. Dokter is verlig, hy sê, dominee, nou dat jy bely, voel ek kan ook maar 'n bietjie bely. Ons ekstra masjien by die hospitaal, klein plattelandse dorpie, hy sal jare stikken. Ek het die nou gefiks met die geldjies en die prokureur het hulle twee so gestaan en kyk, met sy kop so geskit en gesê, ek kan nie glo wat ek hoor nie. My ore bedrieg my. Hy sê, kerels, skande, skande, skande. Hy sê, ek het die volle waarde in 'n kontantcheck in die kus gesit.
Mense is nogal sensitief wanneer ons sê, ons gaan 'n bietjie gesels oor rentmeesterskap en oor die area van jou finansies en hoe jy daaroor dink. En hierdie geld ding in die kerk. Ek weet nie of ons in die kerk moet praat oor geld nie. Nou wil die kerk, en ek verstaan dit, daar's 'n baie goeie rede hoekom ons so sensitief oor dit geword het, want aan die een kant was hy bietjie gemisbruik en aan die ander kant is dit 'n ding wat net as jy daaroor jy voel hom, want jy kan net nie weg van hom afkom nie. Hy's daar, hy's altyd daar. Maar die vraag wat ons vandag wil vra is, hoe belangrik is geld? En moet ons daaroor praat? Is dit nodig om daaroor te praat? Wel, dink 'n bietjie mooi, een van Jesus se naaste vriende, een van sy disippels, het hom verraai vir geld. In die Nuwe Testament lees ons van Ananias en Safiras wat gesterf het, as gevolg van geld. En jy hoef net 'n paar jaar oud te wees om te weet, mense doen vreemde goed vir geld. Daar's al meer realiteitsprogramme waar jy al meer sien hoe mense die snaakste goed aanvang ter wille vir geld. Mense is bereid om te kill vir geld, mense is bereid om te lieg vir geld. Mense is bereid om, party mans verkoop hulle siele vir geld en party vrouens verkoop hulle liggame vir geld. Wat mense doen vir geld is skrikwekkend soms. 'n man met die naam van Howard Dayton het op 'n stadium 'n studie gaan doen en toe sê hy, kom ons kyk, moet ons regtig oor geld praat as ons so bymekaar is? En toe gaan kyk hy, toe sien hy daar's om en by in die Bybel 500 verwysings wanneer dit kom by gebed, kommunikasie met God. 500 keer in die Bybel kry jy dit, plus minus, kommunikasie, gebed met God, tyd met God. Maar wanneer dit nou 'n verwysing is van hoe ons moet dink oor geld, ons ingesteldheid oor geld, oor die beginsel van rentmeesterskap, is daar 2350 verwysings. Obvious het die Bybel baie daaroor te sê. En Jesus het baie daaroor te sê. En my vermoede is dat ons van tyd tot tyd ook hieroor moet praat. Ek sê vanmôre toe ek hiernatoe ry van toe net wel, hierdie is nou nie een van daai hoendervleis lekker oomblikke van kommunikasie nie, maar ek glo my hart dat hierdie is belangrike kommunikasie. Die feit is, ek dink omdat daar 2350 om en by verwysings is na rentmeesterskap en hoe ons moet dink en ons ingesteldheid teenoor geld, het dit baie keer gebeur in die verlede daar nie 'n holistiese beeld is, 'n benadering waar ons na al die skrifte kyk en ons vorm ordentlike teologie oor dit en ons sê, okay, hierdie is ons standpunt oor geld nie. En dan sien jy dat elke ou gryp sy paar gunsteling skrifte en hy het sy kommunikasie oor geld en daar's nie 'n lekker holistiese benadering nie, maar die probleem is elke ketter het nou sy letter, nê. Daar's 'n skrifgie vir elke ding. En ek het agtergekom in my lewe dat daar 3 groot strome is waar mense in hulle posisioneer wanneer dit kom by kommunikasie rondom geld oor wat die Bybel sê oor geld. En kom ons kyk vinnig na van hierdie 3 strome. Die eerste stroom is die voorspoedsgroepering. Hulle sê dat die Bybel sê dat die oomblik wat jy 'n kind van die Here word jy oorvloedig geseën. Dit beteken dat jy altyd volop sal hê, dat dit met jou altyd goed sal gaan, dat jy meer en meer en meer sal hê, en soos wat jy gee, sal jy meer ontvang. Die voorspoedsgroepering. Maar ek is nie seker of dit die volle waarheid is nie. Inteendeel, ons kan net vanmôre in hierdie gehoor omgaan, en ons gaan baie vinnig agterkom, maar dis nie die realiteit nie. Dis nie die waarheid nie. Want selfs Paulus kom en hy sê in Filippense 4:11-13, dan sê hy sê, weet jy wat? Ek weet wat dit is om baie te hê. En ek weet wat dit is om swaar te kry. Hy sê in dit alles, in die baie en in die min, was God altyd my bron, my hoop, die een wat altyd daar was vir my. Hy het altyd deurgekom, in my nood en in my oorvloed. Ek ken al 2 wêrelde. En dit is my baie duidelik dat as ek deur die skrif lees, dan sien ek God se proses met elke mens was anderste. En so ook vanmôre hier by ons. God se proses is altyd anderste.
En iets anders wat ek sien as ek die Bybel lees en as ek so 'n bietjie net met mense praat, kom ek agter en ek is dankbaar daarvoor, God, ouens, stel baie meer belang in ons karakter as in ons gemaak. En dis 'n goeie ding per se. En dan het ons 'n armoedegroepering. Dis eintlik mense wat glo dis heilig om arm te wees. En hulle is daar. Om die waarheid te sê, hulle glo dit is dat rykdom en seën eintlik verkeerd is. En weer eens, elke ou het sy skrif hier, nê. Dan daai skrif, die gunsteling skrif is daai een wat sê, dis baie moeiliker vir 'n ryk man om in die hemel te kom, as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Ek het altyd gedink, is dit die hekelnaald wat my ma, of nie hekelnaald nie, 'n naald werk, daai naald. Ek het altyd gedink, hoe kan 'n kameel deur 'n oog van 'n naald? Maar julle weet nou, julle ken die storie, die naald was saans het hulle die groot stadsmure toegemaak, en dan was daar 'n kleiner opening. As jy laat gekom het, as jy toegang gemis het deur die groot hek het, want dit is 'n sekuriteitsding geweest, dan was daar 'n kleiner hek, hulle het hom genoem die oog van 'n naald. Dan moes die ou met sy kameelperd daar deurgaan, hier is hierdie reisiger, met al sy goed, nou moet hulle deur daai oog van die naald gaan. En dit was 'n moeilike proses geweest. En dis die skrif wat ouens aanhaal om te sê, is baie moeiliker vir 'n ryk man om in die hemel te gaan, as vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. 'n ander skrifgedeelte is daai gedeelte wat hulle praat van die liefde van geld, is die wortel tot alle ewel. Maar wanneer jy hierdie skrifte gaan lees, wat ek sopas quoteer het, en daar's baie ander, dan kom jy agter, dit gaan nie oor die geld per se nie. Dit gaan nie oor die seëning per se wat verkeerd is, wat moeilikheid veroorsaak nie. Dit gaan oor die gees en die gesindheid wat agter dit is. Ek wil vir jou sê, daar is inteendeel baie skrifte en stories en verwysings in die Bybel, wat ek jou nou kan vat en wat jy self van weet, waar God mense juis in 'n lewe van seën en guns ingelei het. Dis waar dat God mense seën. Dis waar dat God mense oorvloedig ook maak. Dis waar, ek bedoel, dink maar net aan Abraham, een van die bekendste voorbeelde. Die Bybel sê, hy was groot en toe word hy groter en toe is hy op sy grootste. Nie gepraat oor sy fisiese grootte nie, gepraat oor hoe dat God hom geseën het. Hom geseën. Sy seëning het groter en meer geword. En dan is daar sy seun Isak. Genesis 26, gaan lees hom 'n bietjie. Isak, in 'n tyd van droogte, in 'n tyd van hongersnood, gaan saai Isak. En dan seën die Here hom oorvloediglik. In so mate dat die heidense koning, een van die heidense konings in die omgewing, kom na Isak toe en hy sê, met jou wil ek 'n verbond sluit, want sowaar die Here is met jou, jy is nou maar eenmaal 'n geseënde van die Here. Die Here wat seën gee, en dit is so, die Here seën ons, en hy wil ons seën. Daar's 'n waarheid daarin. Is Abraham, is Isak, maar dan kom Jakob. En Jakob word gebore, en Jakob kyk, en hy sien sy oupa se baie goed. Hy sien oupa het volop, en hy wil dit hê. En hy sien pa se goed, en hy wil dit hê. En skielik word die gees en die gesindheid agter dit verkeerd, want nou gaan dit oor die goed, oor om dit te wil hê. Daar's iets wat verkeerd gegaan het in sy motivering, en ons sien hoe dat Jakob se hele lewe een groot stuk verwarring geword het, want sy ingesteldheid was verkeerd. Ek wil dit vir jou sê, die Here is nie geïntimideer deur die feit dat jy in 'n mooi huis bly nie, jy 'n mooi kar ry nie. Dis nie die issue nie. Dis die gesindheid agter dit. Want of jy baie het en of jy min het, as jou gesindheid verkeerd is. Terloops, is nie net ouens wat baie het wat se gesindheid verkeerd is nie. Is ook ouens wat min het wat se gesindheid verkeerd kan wees. Ons gesindheid, ons ingesteldheid word nie deur baie of min bepaal nie, maar as jou gesindheid is, ek wil dit jaag, ek wil dit bekom. Jy moeilikheid, dit gaan jou pootjie. Here word nie geïntimideer deur dit nie.
Hulle sê geld kan nie geluk koop nie. Ek het nou vanmôre ook vir jou sê, ek het nou nog nooit 'n ongelukkige ou op 'n jetski gesien nie. As die Here jou geseën het met goed, geniet dit. Maar maak jou hart, sit jou hart op die regte plek. Wanneer ons geestelike ingesteldheid verkeerd is. Dis die moeilikheid. En dis wat die armoede denke nie verstaan nie. Hulle wil sê per se dat om te besit, om te hê, is verkeerd. En dan haal hulle skrifte aan soos prosperity ruins the fool. Maar dis presies wat dit sê. Prosperity ruins the fool. Want jou hart, jou gesindheid is verkeerd. Die derde omgewing, en ek dink dis die omgewing die Here wil hê ons in moet leef, is die omgewing van rentmeesterskap. Dis daar waar ek sê, hoorie, alles wat ek is, alles wat ek het, is genade uit die hand van die Here. Hy het dit vir my voorsien, hy het dit vir my gegee, my geleenthede wat my pad langs gekom het. Jy kan ook sê, nee, maar wag, ek het lank geswat, ek het hard geswat, ek het my besigheid in die garage begin, jy weet nie hoe hard het ek gewerk nie. Hy het jou die vermoë gegee, hy het jou die geleentheid gegee. En daarom kom hy en sê, vir 'n seisoen soos die, vir 'n tyd soos die, vir hoe lank jy ook al asemhaal en jou hart klop, stel God jou aan, as 'n rentmeester, om verantwoordelikheid te vat wat syne is. Dit sluit jou vrou, jou kinders, jou troeteldiere, elke liewe ding in. Jy's 'n rentmeester van dit wat God aan jou toevertrou het. Wat ek vanmôre ook dan nou wil sê, jy weet, ek kan dadelik ook sê, dat die oomblik as jy 'n kind van die Here word, beteken dit nie, dat almal oorvloedig gaan hê nie. Ons het daaroor gepraat. Dat jy nou in 'n sekere omgewing moet bly, 'n sekere adres moet hê, 'n sekere kar moet hê nie. God se proses met elke mens is anderste. En ek het gesê, of jy ryk is, en of jy baie het, en of jy min het, jou ingesteldheid teenoor geld kan verkeerd wees, met min of met baie. En hier's die ander waarheid. Of jy baie het, en of jy min het, iewers te gaan ons voor God staan, en verantwoordelikheid doen, vir dit wat hy vir ons gegee het. En hierdie het niks te doen met ons redding nie, ouens, want die redding het gekom met genade, Jesus Christus het vir ons gesterf, dis verniet, niks te doen met ons redding nie. Maar daar sal 'n oomblik kom, en ek weet nie presies hoe dit gaan wees nie, waar ons voor God gaan staan, en ons gaan rekenskap gee. Mooi so goeie en getroue diensknegt. Min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Daar is 'n oomblik van verantwoordelikheid, verantwoording gee. En dit is die hele gedagte van rentmeesterskap. Nou, om iets te verstaan van hierdie konsep van rentmeesterskap, as jy jou Bybel vanmôre by jou het, Lukas 16, asseblief, en dankie dat jy jou Bybel saambring. Lukas 16, en hou jou Bybel sommer oop, as jy 'n pen het, maak 'n nota of 2, want ons gaan teruggaan na hom toe, as ons klaar gelees het, gaan ons weer teruggaan na Lukas toe. Lukas 16, is een van daai gedeeltes, as jy hom klaar gelees het, dan dink jy by jouself, wat op die aarde het ek so pas gelees. Jesus, vers 1, Jesus het vir sy disippels ook gesê, so wie is aan die woord? Jesus aan die woord, met wie praat hy? Met sy disippels, so obvious iets belangrik wat hy vir hulle wil leer, en die onderwerp gaan oor rentmeesterskap, oor dit wat jy besit. Jesus het ook vir sy disippels gesê, 'n ryk man het 'n bestuurder in diens gehad, en die is by hom aangekla omdat hy sy geld verkoos het. Hy ontbied hom toe en sê vir hom, wat is dit wat ek van jou gehoor het? Gee verslag van jou bestuurs van sake, want jy kan nie langer bestuurder wees nie. Die bestuurder dink toe by homself, wat moet ek nou doen? Want my werkgewer neem die bestuurskap van my af weg. Vir hande arbeid sien ek nie kans nie, en om te bedel skaam ek my. Maar wag nou, maar wag, nou weet ek wat ek sal doen, sodat daar mense sal wees, wat my in hulle huise sal ontvang, as ek uit die bestuurskap uit is. Toe roep hy die skuldenaars van sy werkgewer, een vir een, en vra vir die eerste, hoeveel skuld jy
my werkgewer? Hy antwoord, 100 vate olyfolie. Toe sê hy vir hom, wat jou skuldbewys? Gaan sit en skryf gou 50. Daarna vra hy vir 'n ander een, en jy? Hoeveel skuld jy? Hy antwoord 100 sak koring, en hy sê vir hom, vat jou skuldbewys en skryf 80. Die werkgewer, Jesus is nou weer aan die woord, het die oneerlike bestuurder geprys vir die slim ding wat hy gedoen het. En nou, dis net daar waar my Torah val, want Jesus vertel die storie, die werkgewer het hierdie oneerlike ou geprys vir wat hy gedoen. Dan sê hy, die mens van hierdie wêreld tree onder mekaar slimmer op as die mense van die lig. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon, ons weet dit is geldgod, om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar, en wie in die kleinste dinge eerlik is ook in groot dinge oneerlik. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Geen huisbediende kan vir 2 baase tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeid. Julle kan nie God en mammon dien nie. Dis een van daai, wat jy wonder, wat het jy presies nou hier gelees, want aanvanklik klink dit asof, as jy vinnig dit lees, asof Jesus ondersteuning gee aan hierdie oneerlike bestuurder, hy het 'n oneerlike praktyk toegepas, hy het vir ouens wat vir sy baas, sy eienaar, geld geskuld het hy gesê, gaan skryf gou jou skuldbewys, maak dit gou minder, om by hulle guns te wen. Dit klink asof Jesus sê, wat 'n slim ding om te gedoen het. Dis wonderlik hierdie wat jy nou gedoen het, hierdie het vir jou gehelp, maar dis nie wat Jesus sê nie. Jesus kom en dan sê hy, ouens, ek wil hê julle moet weet, hy praat met sy disippels, dan sê hy, die wêreld daar buite weet hoe om met geld te werk, sodat geld in hulle voordeel kan tel. En dan kom Jesus en sê hy, ek wil hê jy moet weet, dat hoe jy met wat jy besit hier op aarde werk, met jou geld en met jou finansies, hoe jy nou werk, sal ook, as jy reg met dit werk, eendag in jou voordeel tel, nie net in hierdie lewe nie, maar in die lewe hierna. En hoe dit presies gaan wees, weet ek nie. Hier is 4 beginsels om uit te lig uit hierdie gedeelte. Wat ek doen, beginsel nommer 1, met my geld, sal in die ewigheid getuig. Kom ons lees gou weer vers 9. En ek sê vir julle, gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak, sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang. Nou hier is die beginsel. Dit lyk asof Jesus kom en sê, wanneer jy toelaat, dat jou finansiële bydrae 'n bediening of 'n koninkryksaktiwiteit bemagtig, wat 'n invloed het in mense se lewe, wat 'n invloed het tot die redding en die verandering, die transformasie van mense se lewe, dat dit op een of ander manier vir jou rekening toegeskryf sal word in die ewigheid. Wanneer ons kom en ons belê ons geld binne in die koninkryk, dat dit na jou rekening toegeskryf sal word. Hy sê sodat hulle julle in die ewige woning sal ontvang. Ek weet nie presies hoe dit gaan werk nie, ouens. Maar ek vermoed, daar mag dalk 'n plek en 'n oomblik wees in die ewigheid, waar mense dalk na jou toe sou kom en vir jou sê, ek ken jou nie en jy ken my nie, maar ek wil vandag vir jou sê, dankie. Dankie dat jy belê het, finansiëel, want daardie belegging het 'n invloed gehad op my lewe, dit het my lewe beïnvloed, en dankie daarvoor. Tweede beginsel. Jesus sê, hy wat getrou is in die minste, sal ook getrou wees in die grootste. Hoor wat sê vers 10, kom ons lees hom weer. Wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar.
En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik. En hier is die beginsel. As jy gee, wanneer jy min het, sal jy ook gee wanneer jy in surplus is. En ek het soveel keer, ek is langer as 30 jaar 'n pastoor, ek het soveel keer in my lewe gesien, dat mense baie keer kom en dan sê hulle, ek is net nie nou op 'n plek waar ek kan gee nie, maar as dit net beter gaan, dan sal ek gee. En ek het oor en oor gesien, as jy nie leer om in jou min te gee nie, is die kanse baie skraal, dat jy gaan gee in jou surplus. Ons moes vir ons kinders van baie klein af geleer het. Hulle het 'n klein bietjie sakgeld gekry. En van kleins af het ons hulle geleer, leer om te gee uit jou min uit. Leer om 'n deel te gebruik en leer om 'n deel te spaar. Hulle het so 3 spaarbussies gehad. Maar leer om te gee in jou min. Leer om te doen. Om te gee is 'n goeie beginsel. En ons het dit vir ons kinders ingedrul, dat daai 'n belangrike beginsel is. Ek dink ek het al die storie van oom P.D. Leroux vertel. P.D. lewe nie meer nie, hy was 'n pastoor gewees, 'n redelike bekende figuur gewees in die kerk, en hy vertel op 'n stadium van 'n man, destyds, wie onthou die Rhodesian Sweepstakes? Wie kan dit onthou? Jy moet 'n sekere ouderdom wees. Dis amper soos die lotte. Nou vertel hom PD, hy sê, die ou het gesê, pastoor, jy weet, hierdie bouprojekkie van ons, ek gaan jou help, ek het ingeskryf vir hierdie Rhodesian Sweepstakes, en as ek het wen, pastoor, dan bou ek hierdie hele kerk klaar, maak hierdie bouprojek vinnig klaar, en jy hoef nie te worry nie, oom PD, bid vir my asseblief, wat ons wen. Nou, ek weet nie of oom PD ooit vir hom gebid het of nie, maar die storie gaan, dat hierdie ou dit toe wen. En nou verdwyn die ou, jy sien hom nooit weer nie. En oom PD loop hom raak in die dorp, en oom PD sê vir my, broer, waarheen toe jy verdwyn? Hy sê, nee, my lewe is maar besig, die hele storie. Hy sê nou, ek hoor jy die Rhodesian Sweepstakes gewen. Hy sê, ja, oom PD, dis waar, ek het dit gewen, pastoor, sê hy. Hy sê, nou, maar sê 'n bietjie vir my, jy het mos nou gesê, jy gaan die bouprojek vir ons klaarmaak as jy het wen. Nou, wat het nou gebeur? Hy sê, pastoor, ek wil net vir jou sê, jy onthou daai tyd toe ek het gesê het, nee, toe ek gesê het, ek gaan dit afbetaal. Jy weet, ek was 'n arm man toe gewees, nee. En pastoor PD sê, ja, hy dink so, het was waar seker. Hy sê, vandag is ek 'n ryk man. Hy sê, kan ek nou vandag vir jou vertel, hier's wat ek ontdek het, 'n ryk man en 'n arm man dink nie dieselfde nie. As jy gee, as jy min het, ouens, gaan jy gee ook as jy baie het. Kom ons leer om die Here te eer met die gee van ons finansies in die min en in die baie. En ek verstaan, soms is dit oorlewing waar jy by is. Maar ek wil jou uitdaag om die Here te bly eer met die gee van jou inkomste. Vers 11 en 12, kom ons lees dit. As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal julle die ware rykdom aan julle toevertrou? As julle met beginsel van rentmeesterskap, nee, as julle met 'n ander man se goed nie betroubaar is nie. God gee vir ons, God gee dit, God stel ons aan oor dit. As julle met 'n ander man se goed betroubaar is nie, wie sal dan iets aan julle gee om as julle eie te besit? Alles wat jy het, die beginsel van rentmeesterskap, behoort nie aan jou nie. Jy mag dalk sê, ek het hard nie voor gewerk en dis wonderlik, Here het jou die vermoë gegee. Vers 13. Geen huiseienaar kan vir 2 baase te gelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoor, of hy vir die een meer oor en die ander een afskeep. Julle kan nie God en mammon dien nie. Anja het iemand wat hulle help in die huis, dis my dogter, om die huis skoon te maak vir hulle so 1 keer 'n week. En Anja sê nou die dag heeltemal verbaas, sy sê, haar man se kas, Estienne, word altyd reggepak en haar kas nooit nie, en toe sy besluit, dis nou nonsens, sy gaan met Amelia praat, en sy het met Amelia gesprek gehad oor dit, en Amelia het vir haar so gekyk en gesê, hy is die bos. Dis hoekom. Ja, jy kan nie vir 2 here gelyk werk nie, dis wat hy hierso sê, hy sê, jy gaan of die een hoor ag, of die ander laer. En hier is die beginsel, jou
Gesindheid teenoor geld beïnvloed jou gesindheid teenoor God. As jy verkeerde ingesteldheid het teenoor geld, beïnvloed dit ook hoe jy dink, jou gesindheid teenoor God. Hier is die ding wat ons moet verstaan, ons kan nie wegkom van geld af nie. Geld is elke dag in ons lewe, ons is altyd bewus daarvan. Vir party mense is dit die basis van oorlewing, ander ouens is dit weer 'n bietjie meer 'n luksheid. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Dis die ding wat ons moet altyd reg benader. Dis so vinnig wat geld 'n greep kry op ons hart. 'n Houvas kry op ons menswees, op wie ons is, ons beïnvloed, wat ons besluite laat neem, wat eintlik nie die regte besluite is nie. Geld kan net so vinnig 'n houvas kry op ons harte. En ek wil afsluit vanmôre met 5 beginsels, om seker te maak dat geld en finansies, en dit wat ons het en besit, nie 'n verkeerde houvas kry op ons lewe nie. Beginsel nommer 1. Sien God altyd as jou bron. Hy is jou bron. Baie keer het jy gedagtes wat fantasties is om besigheid aan mekaar te sit en jy het strategiese vermoë en jy het hierdie geleenthede gemaak en jy het hard gewerk daarvoor, maar hy bly jou bron. Hy het jy vir jou mense jou padlands gestuur, hy het jou die vermoë gegee, hy is jou bron. God bly altyd ons bron. Jy weet, is interessant as jy Deuteronomium 8 gaan lees, dan sê die Here, goed, hy gaan hulle nou daar vanaf vers 7, hy gaan die volk nou gaan, en hy gaan hulle in 'n beloofde land inlei, en die Here gaan hulle seën, en die Here gaan met hulle goed wees, en dan sê die Here, dan herinner hy die volk, en sê hy, maar moet nooit vergeet, ek is die bron van jou vermoë nie. Ek is jou bron. Ek sit met my dogter Anja, wat ek nou oor gepraat het. Kyk, sy was 'n cheap date, ek het altyd gesê, haar man skoor regtig, want sy was lief vir McDonald's baie, sy wil net Donald's toe gegaan het, altyd as ek dogtertjie. Nou is ons weer daar in Donald's, en sy sê sy wil 'n chocolate milkshake hê. Nou bestel ek vir haar hierdie milkshake, en dis nou, ons is nou by die storie van die milkshake, is ons al verby hom op die, daar sê julle net hy mooi voor te sien. Ons kan weer teruggaan, nou hoor. Nou kom die milkshake daar aan, en ek dink by myself, yes, dit lyk regtig lekker. En ek self het 'n effense van 'n soet tand. Ek weet, as julle so na my lyfie kyk, gaan julle dit nie glo nie, maar nou sê ek vir Anja, kan ek 'n slukkie kry asseblief? Sy weier. Nip. Is haar milkshake. Hoorie, maar ek trek my kuit te styf. Want dit gaan nie oor die feit dat ek nie 'n slukkie kan kry nie. Dit gaan oor die gesindheid van haar hart. Ek het sopas hierdie milkshake vir haar gekoop. Ek het dit betaal. Ek het dit vir haar gegee en nou kry ek nie eens 'n slukkie nie. Ek kan vir haar nog een koop as ek wil, maar dit gaan oor jou gesindheid. Ouens, soms kom die Here en hy kom lê sy hand op ons wallet. Dan kry ons 'n gesindheid. Kry ons 'n houdingkie. Waar gaan hierdie nou? En hy vat aan ons. Ons maak baie keer al hierdie goed bymekaar en die Here sê, gee vir my 'n slukkie milkshake. Tweede beginsel, soek God in al jou finansiële besluite. Jy kan weer eenetjie teruggaan. Ek wil vanmôre vir jou sê, asseblief, dit is wonderlik, die Bybel sê ons dien die Here met ons hele hart en ons volle verstand. En dit is belangrik dat ons met ons verstand sal kyk, kan ons iets bekostig, kan ons iets doen, is dit die regte besluit om te neem. Maar hier het ek soveel keer gesien het, veral ouens in besigheid, wat gebaseer op vorige suksesse en bankstate, neem hulle finansiële besluite vir 'n volgende tree, vir 'n volgende inisiatief. En dit is goed om na al hierdie getuies te kyk, maar ek wil vir jou sê, as jy die Here nie soek in elke finansiële besluit wat jy neem nie, het jy risiko. Neem die Here in ag, gaan bid oor goed wat jy wil doen. Beginsel nommer 3, kom in lyn met God se orde rondom finansies. En is hier waar dit nou moeilik raak, want is hier, waar na 33 jaar ek weet hoe ouens se koppe werk, wanneer ek oor hierdie onderwerp begin praat, en dis die beginsel van 10de. Want die oomblik as ek sê 10de, dan sê ons, nee, dis onder die wet.
En ons is uit die wet uit, ons leef in genade, en ek stem saam met al die redenasies, maar ek wil vanmôre vir jou sê hoe ek myself oriënteer in terme van hierdie beginsel. So hier's die ding, voordat die 10de ooit deel van die wet was dit 'n beginsel. Eerste 4 boeke van die Bybel, jy kan hom gaan lees. Dit was 'n beginsel waar die Here sê, bring 'n 10de, gee 10de, 'n beginsel. Van die begin af het God iets in sy hart gehad van, leer wat dit is om 'n deel van jou inkomste te gee. Dat dit nie greep kry op jou hart nie. God weet hoe ons as mense is. Hy weet wat het ons nodig om te doen, sodat hierdie ding nie besit van ons harte vat nie. Leer wat dit is om weg te gee. Nou, later was dit in die wet opgeneem, het dit deel van die wet geword, en hier reg aan die einde van die Ou Testament, net voor die Nuwe Testament begin, voel die Here, hy wil net weer hierdie beginsel bevestig. Ek wonder hoekom sou die Here nogal gevoel het, hy wil weer 'n keer hierdie beginsel net vasmaak, as hy geweet het, dis verby. Dit gaan nie meer wees nie, is nie meer 'n beginsel wat ons wil toepas nie, en dis in Maleagi. En ek wil dit vinnig vir jou lees, en dan gaan ek jou my opinie op dit gee. Maleagi, laaste boek, in die Ou Testament. Hoor wat sê Maleagi 3 vers 8. Sal 'n mens werklik vir God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, waarvan beroof ons u? Van tiendes en offergawes. Daar is alreeds 'n vloek op julle, en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Dan sê hy, bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees, en toets my hierin. Dis die enigste plek in die Bybel waar die Here sê, toets my. Toets my hierin, sê die Here, die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie, en vir julle sal reën sal uitgiet nie, meer as wat julle kan gebruik nie. Ek sal spring aan 'n keer dat hulle nie die oes op julle land vernietig nie, en dat julle wingerde nie sonder vrugte is nie, sê die Here die Almagtige. Dan sal al die nasies julle as gelukkige mense beskou, en julle sal in 'n begeerlike land woon, sê die Here die Almagtige. So daar's iets van hierdie beginsel wat hy net weer vasmaak, rondom die eerste, 'n beginsel van 'n tiende. Hier's my take op dit. Ja, dit is in die wet gewees. En dit was 'n wettiese beginsel, maar dit was 'n beginsel nog voordat die wet daar was. Ek dink dit is 'n wonderlike beginsel. En in die wet is hy opgeneem, en in die wet word dit 'n maksimum beginsel. Ek moet 'n maksimum van 10% gee, nou vir die Here. Dis onder die wet. En nou leef ons onder genade. Genade het soveel meer oorvloedig gekom oor my lewe. Jesus het sy lewe gegee. Hy het alles gegee. Ons is gemaak na sy beeld en gelykenis. En as ek nou kyk hoe dat die Nuwe Testamentiese kerk gegee het, dan kom ek agter, dit was nie meer net met 'n gee van 'n beginsel van 10% nie. Hulle hele lewe en alles wat hulle het aan God behoort. Daar was rentmeesterskap wat hulle gesê het, onder genade wil ons soveel meer gee as die maksimum beginsel van 10%. So ek wil jou net 'n bietjie strek in jou denke om vir jou te sê, dit gaan op die einde van die dag nie oor die bedrag soseer vir my of die persentasie soseer vir my nie. Dit gaan oor die beginsel van ons harte. Eer ons die Here met wat ons het, met ons inkomste, met ons finansies. Eer ons hom daar. Erken ons dat hy ons bron is. Maak ons seker dat ons hart op die regte plek bly. Maak ons seker dat hierdie goed nie greep kry op my lewe nie, want so maklik kan geld en wat ek besit, my besit, en greep kry my lewe. Daarom sê gee met 'n blymoedige hart. Gaan nie meer so seer nie, maar ek dink daar's iets van die eerste van my inkomste wat ek altyd God mee sal wil eer, soos dat ek met hom 'n pad stap. Die 4de beginsel, doen alles in jou vermoë, ouens, om uit die skuld te kom. Skuld maak so aanspraak op jou lewe. En ek weet, dit is nie altyd moontlik nie. Maar soms koop ons goed met geld wat ons nie het nie, om mense te beïndruk wat ons nie eens van hou nie. Hier is die beginsel, if your outgo exceeds your income, then your upkeep will be your downfall. Kom ons maak seker dat ons so ver as moontlik skuld vermy. Ontwikkel 'n gesindheid van gee, laaste beginsel. Die manier om vry te kom van materialisme af, is om te gee.
Die manier om seker te maak dat dit wat jy besit, jou nie besit nie, is om te leer om dit weg te gee. Ons kan vir jou bid, ons kan vir jou hande lê, ons kan saam vas, maar as jy nie gaan leer om te gee nie, gaan die verandering nie deurbreek nie. Jesus het gesê, in hierdie lewe is daar 3 groeperings van mense. Daar's wolwe, daar's bokke, daar's skape. Ons ken almal wolwe, nê? Die wolf tipe persoonlikheid sê, wat myne is myne. En ek gaan dit hou. En wat joune is ook myne, en ek gaan dit vat. Jy ken daai wolf, nê? Jy weet van hom. Jy weet van daai wolf. Sê weer? Ek dink jy sê Sarel. Ek weet nie. Arme Sawie. Sarel, steek dit op jou hand. Sars nie Sarel nie. Wolwe. En dan's daar bokke. 'n Bok sê, wel, ek is daarmee 'n wolf nie. Ek is dankbaar, ek gaan nie jou goed vat nie. Maar wat myne is myne. Moet tog net nie iets van my vra nie. En dan's daar skape. Skaap se gesindheid is, how can I bless? How can I share? Want wat ek het en wat ek is genade uit die hand van die Here. En ek bestuur alles wat ek het. Bestuur ek namens God. En ek doen dit met so 'n manier, met die wete dat eendag gaan God van my vra. Gee 'n bietjie verslag. Wat het jy gedoen met dit wat ek vir jou geleen het? Wat ek vir 'n seisoen in jou hand gesit het. Here, help ons om reg te dink oor finansies. Ek bid dat U ons harte sal verander, dat ons U sal eer en dat ons met wysheid sal leef. Ek bid dat U asseblief ook vir mense wat in nood is vanmôre sal help. Dat U sal deure oopmaak, sal voorsien. Ek wil hulle bid wat groot besluite moet neem, dat hulle U leiding sal soek. Ek bid ook dat wanneer ons gee, U koninkryk sal kom, daar waar ons dit gee. Maar dit ook sal kom in ons lewe, dat ons die vrug van dit sal ervaar, op watter manier ook al. Dankie vir dit in Jesus naam. Amen.